huis van die Here om sy woord te hoor. Maar omdat ons so speel met sy genade, vers 21 kom ook hierdie woord van genade na ons toe. Die hele dag het die Here sy hande na ons uitgebrei. Dis 'n verskriklike negatiewe getuigskrif, maar dit is ongelukkig so, na ongehoorsame en hardkoppige volk. En wanneer ons dan vanmôre luister na die wet van die Here, wanneer ons luister na sy woord, dan is dit juis hy wat met ons bemoeienis maak. En ek gaan nou vir u vra, kom ons word stil voor die Here, en daarna Elena op Psalm 119 vers 1 en 2 op die wysie van wat 'n vriend het ons in Jesus. Kyk net vir my, ek dink jy sal reg wees. Goed. Kom ons word net 'n oomblik stil, en dan vra ons die Here laat hy self met ons sal praat. So spreek die Here, vergader die volk vir my, en ek sal hulle my woorde laat hoor, dat hulle kan leer om my te vrees al die dae wat hulle op die aarde lewe, en dat hulle dit aan hulle kinders kan leer. Liewe gemeente, genade vir u en barmhartigheid en vrede van God ons Vader in die soenverdienste van ons Heiland, ons Here Jesus Christus, en dit alles deur die kragvolle medewerking van sy Heilige Gees. Amen. Soos ons net nou vir u gesê het, kom ons gaan dan na Psalm 119 toe, daar die eerste en die tweede vers in die lig van ons woordverkondiging vanoggend. Die eerste vers wat vir ons sê, salig wie in hulle opregtheid wandel in die Here se wet, wie hom soek van ganser harte en op sy getuienis let. En dan die tweede vers, dis u wil, en dit kom in die prediking ook baie duidelik voor aan die hand van Tessalonisense wat vir ons sê, God wil dat ons heilig wees. Dis u wil dat ons u woorde in getrouheid sal betrag. Kon ek maar, sou ek van harte, Heer, verleen u my die krag. Al was tog my voet maar vaster, dat ek van u spoor nie dwaal nie, en in u wet is ek opgeteken, en daar kom geen skande oor my, wat ek oor my bring nie. Kom ons staan asseblief, Psalm 119 daar, die eerste en die tweede vers. Asseblief Elena. Lig wie in hul Heerse wet, wie omsoek van ganse harte, en op sy getuienis let, salig die wat in hul wandel, nie op onregsbaan, maar volwaan.
Ek gaan die wet van die Here aan u voorhou en daarna uit Psalm 38, Psalm 38, die eerste en ook die 15de vers. Die eerste en die 15de vers, ons skuldbelydenis, nadat ons voor die wet van die Here gestel het. Nou verlede week het ons Eksodus 20 met mekaar saam gelees. Vanmôre gaan ons so 'n bietjie weer na Deuteronomium toe. Deuteronomium 5, waar die wet vir ons opgeteken staan, maar nou, broers en susters, voordat ons na die wet luister. Hier in hoofstuk 4 leer die Here sy volk deur Moses. Hy sê, kyk, ek het julle insettinge en verordeninge geleer soos die Here my God my beveel het om so te handel in die land waarin julle gaan. En dan sê hy in vers 9 vir u en vir my, en hy praat hard met ons vanoggend, neem jou net in ag en wees terdee op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jy oë gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk vir solank jy lewe nie. En dit moet jy aan jou kinders oordra. En nou vers 14 sê, die Here het my in die tyd bevel gegee om julle die insettinge en die verordeninge te leer, dat julle dit kan doen in die land waar julle oortrek, om dit in besit te neem. Die Here het sy volk uit Egipte land uitgelei in die beloofde land in. En dan gee hy vir hulle hierdie woorde. En vir u en vir my wat vanmôre op pad is na ons ewige Jerusalem, kom gee hy die woorde van Deuteronomium 5. En hy sê vir ons, luister, moenie vergeet nie. Onthou dit, doen dit. Deuteronomium 5, en Moses het die hele Israel laat roep, en vir hulle gesê, hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek. Julle moet dit leer, en dit sorgvuldig hou. Die Here ons God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. God se verbondswoord. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met ons self, ons wat vandag hier in Witrifuur sit, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. En ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak. Want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En God het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Die inleiding tot elkeen van die 10 gebooie. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. En jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van diegene wat my haat. God se straf, sy toorn, en dan sy liefde, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want God se naam is sy wese, onthou dit. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie.
onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. Want 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. En jy mag ook niemand laat werk nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was. En die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie. Na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Met hierdie woorde het die Here julle hele vergadering op die berg uit die vuur, die wolk en die wolkedonkerheid met 'n groot stem toegespreek en niks meer nie. En hy het dit op 2 kliptafels geskryf. Dit is nie 'n menslike woord nie, dit is 'n goddelike woord. Hy het dit op 2 kliptafels geskrywe en dit aan my gegee. Tot sover die wet van die Here, as ons onsself daarin gespeel het en besef het dat ons eintlik in terme van Romeine 3 totaal wegwerplik is voor God. Dan kom ons weer eens by die genadewoord van Romeine 10. Maar kom ons staan eers en ons pleit om genade uit Psalm 38, vers 1 en vers 15 asseblief, Helena. My misdaad baie keer die vraag af, hoe dan nou, hoekom sukkel ek so? Maar hy wat die Here ken, met hom lyk dit asof dit goed gaan. Dis 'n vraag wat baie by ons opkom, en dit is wat ons hier ook sopas oor gesing het. Maar weet dit, die Here is met u en met my op pad. Die ongelowige tot die ewige dood, maar u en my tot die ewige lewe. En as ons dan hier in Deuteronomium 4 hierdie woorde lees,
Julle mag by die woord wat ek julle beveel, en dit is hierdie woord, niks byvoeg nie. En julle mag daar niks van weglaat nie, sodat julle die gebooie van die Here julle God mag onderhou, wat ek julle beveel. God se woord is volmaak. God se woord het ons niks meer nodig om hom uit te ken nie. Maar hy kom vra van ons, hou my woord. Hou my woord, doen dit. Hoe sê Jesus vir sy disippels? As julle doen wat ek julle vra, dan sal ek julle my vriende noem. Nou moet jy en ek maar net vir onsself vanmôre vra, doen ek wat die Here vra? Doen ek of leef ek my eie lewe? Want weer eens, as ek my sonde bely met 'n opregte berou, ek voor die Here staan met opregte hart, nie net my gebede aframmel nie, dan sal my sondes vergewe word, as ek met opregte geloof ook in Jesus Christus vashou. Mag die Heilige Gees u en my ook oortuig van ons sonde en van ons verlorenheid, maar ook van hierdie onwrikbare geloof in hom. En ek gaan nou vir u voor met ons 12 artikels. En herhaal dit asseblief saam met my met 'n opregte hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en terwille van ons het hy helse smarte verduur. Hy wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy weer sal kom om te oordeel, hulle wat nog leef en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergifnis van sondes. Ek glo aan die wederopstanding van die liggaam. En ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Kom ons gaan nou na Gesang 87 asseblief. Gesang 87. Daar die 2 verse. Gesang 87 asseblief, Elena. Ek's hier. Ek gaan nou vir u vra om die Bybel oop te maak by Romeine 10. Dankie Elena, Romeine 10.
Nou, hierdie boek Romeine het ek al by geleentheid vir u gesê, is geskryf ongeveer in die jaar 55 na Christus. Dit is geskrywe in heel vermoedelik terwyl Paulus op sy 3de sendingreis was, toe hy in Korinthe was. Nou ons weet Paulus was nooit in Rome gewees tot aan die einde van sy lewe nie. Maar hy skryf hierdie brief dan ook in voorbereiding op sy besoek aan Spanje en heel moontlik dan ook voordat hy in Engeland was. En dan wanneer hy hierdie brief skryf, dan kom hy by hoofstuk 10 en dan praat hy met die Jode spesifiek en wanneer hy met die Jode praat, dan praat hy insgelyks ook met u en met my. Want ons weet dat die Jode Christus verwerp het, maar ons weet ook dat die Jode neergesien het op die heidenvolke rondom. Ek gedink hulle wat die Jode is al wat regverdig is al wat hemel toe gaan. En dan wil hy vir hulle hier kom sê met hierdie hoofstuk, onthou, verlossing, Jode, gemeente van Witrifuur, kom vir elkeen wat tot die geloof in Christus kom. En juist daarom sal ons aanstonds by die vers kom wat sê, geloof is deur die gehoor. En nie en ek sit elke Sondag hier in die kerk. Nie en ek luister elke Sondag en ons hoor die woord. Maar wat nou verder? Maar voordat ons Romeine 10 met mekaar gaan saam lees, kom ons staan broeders en ons nader tot God se troon in gebed asseblief. Kom ons staan. Here onse God, onse Vader wat in die hemel is, vanmôre waar u woord verkondig word, vanmôre ook hier in Witrifuur, laat u koninkryk kom. Wanneer ons u woord hoor en besef, daar is maar net een God en dit is u. Nie Mohammed of Boeddha of wie ook al nie. Net u. Net u alleen. Ja, Here, laat u wil ook geskied vanmôre. En u wil is dat ons sal luister. Dat ons die woord ter harte sal neem. En laat u naam alleen geheilig word wanneer ons die woord oopmaak. Sonder mense, Here, voor die heilige God. En u alleen kan maar net u heiligheid in ons harte kom werk. Ons kan nie. O Heer, buig tog vanmôre neer tot ons van die hemeltroon af. Ons weet u het vir ons die belofte van die Heilige Gees gegee om ons te leer en te herinner aan Jesus se woorde en dade. Kom vanmôre. Here, praat u self. Wees ook vanmôre as ons hier uitgaan, die naprediker van u woord en die saad wat u gegee het, vat ons hande, berei die harte voor
en laat ook self groei. Spreek Heer. U diensknegt en u diensmaagd luister. In Jesus naam. Amen. Romeine 10 vanaf die eerste vers. Paulus skryf hier dan aan die gemeente in Rome, hy sê, broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Ons het net nou vir u gesê, Israel het nie die geloof in Christus hulle eie gemaak nie. Wat ek getuig van hulle, van die Israeliete, dat hulle 'n ywer vir God het, kyk wat sê hy verder, maar sonder kennis. Want, en dit is die rede, omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, hulle ken Jesus nie, wat die verhouding kom herstel het nie, omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, natuurlik deur wetsonderhouding, het hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Die keuse wat hulle moes doen. Want Christus, ons het gesê, hy is die geregtigheid, is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Dis die vervulling van die wet, dis eintlik wat hy daar sê. Dis die vervulling van die wet tot geregtigheid, tot redding dan vir elkeen wat glo. Want Moses beskryf die geregtigheid wat uit die wet is. Die mens wat dit doen sal daardeur lewe. Met ander woorde, as jy die wet van God volkome onderhou, sonder fout, dan sal jy daaruit lewe. Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit, moenie in jou hart sê, wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring nie. Met ander woorde, moenie self probeer nie. Of wie sal in die afgrond afdaal, naamlik om Christus uit die dode op te bring. Maar wat sê dit? Nou kan jy in Deuteronomium 30, daarvan vers 14 af dieselfde gaan lees. Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Immanuel, God met ons. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo, nou kan jy al kyk hoeveel keer het ons al hierdie woordjie geloof hier gelees, en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Dis 'n versekering. Want met die hart glo ons tot geregtigheid. Met die mond bely ons tot redding. Die een kan nie sonder die ander een nie. Glo en doen. Glo en verkondig, want die skrif sê, elkeen wat in hom glo sal nie beskaamd word nie. Elkeen. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Sien hulle in genade aan. Want, dis die belofte, elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Daarbo het ons gelees, sal nie beskaamd word nie. Hier sê hy, sal gered word. En dan van vers 14 af, hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Dit is ons roeping. Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie.
praat van die ou volk, want Jesaja het gesê, Here, wie het ons prediking geglo? Die geloofdes, hier kom hy weer by die geloof vir die hoeveelste maal. Die geloofdes is uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Maar ek sê, het hulle miskien nie gehoor nie? Ja, seker. Oor die hele aarde, hulle het verseker gehoor, oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan, en tot by die eindes van die wêreld hulle woorde. Maar ek vra, het Israel dit miskien nie verstaan nie? Ten eerste sê Moses, ek sal julle jaloers maak op die wat geen volk is nie. En ek sal julle toorn opwek teen 'n onverstandige volk. Wat sê hy hier? Hy sê ek sê julle jaloers maak omdat die woord na heidenvolke toe gaan, julle dit verwerp. En ek sê julle kwaad maak teen hierdie volke omdat julle besef wat julle verloor het. En Jesaja durf self sê, ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie. Het sluit aan met die vorige 2 verse. Deur die wat my nie gesoek het nie. En ek het verskyn aan die wat nie na my gevra het nie. En nou hoor ons die hartseer vanmôre. En hierdie woorde, die hartseer in die hart van God. Maar van Israel, sy verbondsvolk. En sê dit vanmôre van u en my ook. Die hele dag het ek my hande uitgebrei na ongehoorsame en 'n teesprekende, wederstrewige, hardkoppige volk. Tot sover uit die woord van die Here. Hoe kan ons glo as ons nie gehoor het nie? Die woord van die Here, broers en susters, kom vanmôre weer na u en na my toe. Die woord van die Here kom vanmôre na u en na my toe, en hy kom praat baie hard met u en met my. Want as hierdie gedeelte vanmôre vir u en vir my een belangrike ding wil kom leer, 'n belangrike geestelike saak, dan wil dit juis vir u en vir my kom leer. Onthou ons het in die afgelope tyd met mekaar gepraat oor geestelike volwassenheid. My geestelike volwassenheid hang ten nouste saam met die gebruik van God se woord in my lewe. Daarom wil ek vanmôre vir u vra. En ek vra dit met 'n heilige erns. Waar is God se woord vanmôre in u lewe en in my lewe? Waar staan u en ek met God se woord in ons lewe? Waar is jou Bybel vanmôre? Iewers op die rak, besig om vol stof te raak. Gebeure waar ek hom eers moet gaan soek. Het ons vanoggend, voordat ons hierheen gekom het die gisteroggend, het die eergister, en die dag daarvoor, en môreoggend, en dinsdagoggend, een of ander tyd in die dag, u afspraak met God nagekom. Gebedsafspraak. Bybellees afspraak. En wanneer u en ek hierdie gedeelte saam lees, hier uit Romeine uit, en as ons Hebreërs 5 ook gaan lees, waar het met ons praat, en ons het so rukkie terug ook met mekaar daaroor gepraat, oor geestelike volwassenheid, oor die melkkos en die vaste kos. Het ons vir mekaar gevra, waar staan u en ek?
hier wil hy juis vir een van my kom sê, weer eens, my geloofsgroei, my geestelike volwassenheid hang ten nouste saam met hoe ek met God se woord omgaan. Ons het gereël, en ons het dit net nou vir mekaar gesê, en u dra almal kennis daarvan, want dit was op die gemeentegroep ook gewees. Het ons vir mekaar gesê, vanoggend is Bybelkennis eksamen vir al ons kinders. En vir volwassenes, belydende lidmate, wat die behoefte het om hulle kennis te verbeter en die bestek is vir u deurgegee. Ek sien nie 30 kinders vanmôre in die kerk nie. Waar is u kind waarvoor u verantwoordelik is? Waar is u kind vir wie u die belofte afgelê het om aan hom hierdie beloftes mee te deel? Kom ons vra vanmôre. Kom ons wees vanmôre eerlik met mekaar. Die van ons wat wel hier is, wat gaan skryf? Gaan ek op algemene kennis skryf? Of het ek geleer? Kom ons vra vanmôre vir mekaar. Nou, almal van ons was een of ander stadium in 'n situasie waar ons moes geleer het sy op universiteit, het sy op skool. Hoeveel van ons het baie maal 'n eksamen gaan skryf sonder om 'n boek oop te maak? Ek weet my ma en pa het baie oor my bekommer. As ek hoor hulle praat, hulle sê, maar hy het nog nooit 'n boek oopgemaak nie, hy het nog nooit 'n woord geleer nie. Maar ek wil gaan eksamen skryf. Op universiteit of waar ook al. Ek dink hier's meer van ons. Nie net kinders nie, volwassenes ook. En dan is ons hartseer wanneer ons nie deurkom nie. En ons is kwaad vir almal behalwe onsself. Vriende, elkeen van ons kinders, en u en ek ook. Ons kinders het daardie strewe. En u en ek het ook daardie strewe gehad om iewers in die lewe te kom. Om 'n dokter te word, of 'n dominee, of 'n onderwyser, of 'n advokaat, of dalk sommer net om met jou hande te gaan werk, ambag te leer. Daar's nie werk wat 'n skande is nie. Solank jy dit doen asof vir die Here. En nou hoor ek het nou die dag met 'n vriend van my gesels, wat vir my sê, hulle wil nou op universiteit, hulle wil nou sommige van die skoolvakke, soos wiskunde se slaagsyfer 30% maak, en party van die ministers sê, hulle moet uitgegooi word, en vriend van my wat 'n dosent is in chemie, daar by Tikkies, het op 'n stadium van my gesê, die eis van die studente gaan nou daaroor, hulle het betaal vir hulle kursus, so hulle wil hulle sertifikaat, graadsertifikaat hê. Sonder dat hy boek oopgemaak het, want hy het betaal vir hom. Nou wil ek vanmôre van u vra. Is jy bereid om na 'n dokter toe te gaan, as jy weet hy dalk net 30% mediese kennis? Is jy en ek bereid om in 'n vliegtuig te klim, van hier af Europa toe of Australië toe? As ek weet, daai vlieënier het sy vlieglisensie so oor die tafel ontvang, verniet, sonder dat hy geleer het daarvoor. Ek glo nie. Ek dink ons moet vir mekaar sê nee.
Maar kom ons gaan verder. En dan vra ons vir mekaar. En dan wys ons hierdie 10 vingers na onsself toe terug. En ons doen 'n bietjie selfondersoek. Maar u en ek wil eendag, wanneer ons oogies hier toegemaak het, wil die hemelse sertifikaat, slaagsyfer, uit Christus se hand ontvang, sonder dat ons hier ooit 'n boek oopgemaak het. Sonder dat ons hier ooit moeite gedoen het om te verstaan wat hy vir ons wil sê. En nou wys ons na die kinders nie. Ons praat van almal van ons wat hier sit. As ek nie bereid is om in God se skool te gaan nie. As ek nie bereid is om sy woord myne te maak nie. Want weet jy wat? Ons God is 'n wonderlike God. Ons God is 'n God wat vir u en vir my lief het. En ek wil so ver gaan om te sê, sy genade. En ek sê dit met die grootste respek, so ver van verwyder as die ooste van die weste af verwyder. Maar u en ek is tevrede om op 'n Sondagmôre hier in die kerk te kom sit en te sê, ek glo in God die Vader, ek glo in Jesus Christus, ek glo in die Heilige Gees. En wat verder? Wat verder? Daarom wil hierdie gedeelte wat ons vanmôre met mekaar saam gelees het, baie hard ook met u en met my kom praat. Psalm 119, vers 105. En ander verse wat u net so goed soos ek ken. U woord is 'n lig vir my voet en 'n lamp vir my pad. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na God se woord. Jy gaan tog nie in 'n mynskag af sonder 'n lig nie. Jy's tog dom wanneer jy jouself stikkend loop. God se woord is u en my riglyn vir ons lewe. God se woord is hoe hy wil hê u en ek moet lewe. Baie mense, kom ons slaan nou maar hierdie mite sommer net daar nek in. Baie mense het al vir my kom sê, jy weet dominee, ek het die Bybel al 4 keer of 5 keer of 6 keer deurgelees. Wil ek vanmôre vir u sê, dit maak nie saak of jy dit 1 miljoen maal deurgelees het nie. Maar hoeveel maal is God se woord al deur ons? Hoeveel maal is God se woord al deur ons? Want weet jy wat? As ek God se woord in my hand neem, en hier is niemand hier wat kan sê, hy het nie 'n Bybel nie. Hier is niemand hier wat kan sê, ek weet nie wat daarin, ja wel, ons baie van ons kan sê, ek weet nie wat daarin staan nie. Maar die hele Bybel is God se woord, God se onveranderbare woord. God het dit geskryf. Hierdie woord het goddelike gesag. En daarom kan u en ek hierdie woord nie verander soos wat ons wil nie. As daar in hierdie woord staan, jy mag nie eg breek nie, dan kan ek nie kom en sê, ja maar, ek wil nou maar gaan saam bly, dis net so goed soos 'n belofte voor God nie. Dan kan ek nie sê, woord kom omdraai, om my te pas, om my lewe te pas nie.
Hoekom het jy en ek vanmôre kerk toe gekom? Maar dit gaan om die aanbidding van die lewende God. God is hier teenwoordig. Heilig is die Here. Dis hoekom ons hier is. Ons is nie hier om dit vir my lekker te maak nie. Ons is nie hier om vanmôre, ja, dit moet lekker sin wees. Ek weet ons sukkel sonder oralis. Maar my grootste vreugde moet daarin wees dat ek kerk toe kom, omdat ek voor die aangesig van God gaan verskyn en omdat ek sy woord gaan hoor. Hoekom lees ons die Bybel? Hoekom is ons vanmôre hier? Is dit omdat daar in u hart en in my hart 'n behoefte is om meer met God gemeenskap te hê? Of is dit omdat dit maar deel van die sosiale struktuur is? Sondagmôre moet ek kerk toe gaan. Hoekom is ek vanmôre hier? Hoekom kom hoor ek God se woord? Omdat pa en ma dit dalk van my verwag. Ons sê dit vanmôre vir mekaar baie belangrik, broeders en susters, en hoor nou vir my mooi. Hoor vir my bitter mooi. As ek geestelik wil groei, dan is dit nodig dat ek meer van God se woord maak as wat u en ek nou maak. Want geestelike groei hang saam met my hantering van die woord. Daarom bring ons vanmôre vir u die woord. Daarom bring ek my kind verbondsonderrig toe. Daarom leer ek vir hom wat in die woord staan. Hoekom is dit noodsaaklik dat ek uit die Bybel uit lees? Dit is noodsaaklik omdat ek my geloof bou wanneer ek in die skrif lees. Ek sien die grootheid van God. Ek sien die liefde van God. Maar ek sien ook die regverdigheid van God wanneer ek lees dat hy die sonde haat. Vanmôre het ons vir mekaar dit gesê. God se woord, die 10 gebooie, is geskryf met sy vinger. Is dit dan nie vir u en vir my al genoeg rede om ernstig mee te handel nie? As ons in Openbaring 22 daar die laaste 2 verse gaan lees, vers 18 en 19, en ook in Deuteronomium 4 vers 2, waar dit vir ons kom sê, van hierdie woord mag jy niks uithaal nie en niks byvoeg nie, want dis God se volkome woord. Deur hierdie woord laat ek groei my vertroue in hom, omdat ek sien hy is die waarheid. God se woord. Leer my van hom om hom te ken soos wat hy hom wil laat ken. God se woord. Leer vir my om te lewe. Wat sê Jesus? Ek is die weg en die waarheid en die lewe, Johannes 14 vers 6. Leer vir my hoe Jesus wil hê ons moet leef. Gaan lees maar Filippense 2 vers 5. Hierdie gesindheid. Ek het al baie vir hierdie teks gegee. Hierdie gesindheid wat in Christus was, moet in u en my ook wees. Omdat God hom openbaar, soos wat hy wil hê u en ek hom moet ken. En die belangrikste van dit alles, nou kan jy maar gaan lees by die huis, 2 Timoteus 3 vers 15. Die Bybel leer vir my, hoor dit. En as jy en ek daarin nie belangstel nie, dan kom leer die skrif vir ons, wie heiligmaking verwerp God ook. 2 Timoteus 3:15, met die Bybel leer ons die weg van redding deur die geloof.
God se boodskap vir u en vir my. Dink maar aan Adam en Eva. Van daai boom in die middel mag jy nie eet nie, en wat gemaak hulle? Wat doen u en ek? Kan steek juist my hand uit na daai boom in die middel van die tuin. God se woord leer my om te onderskei tussen goed en kwaad. Kom ons doen vanmôre weer 'n bietjie selfondersoek. Kom ons bring hierdie saak huis toe. Ek dink as ek voor elkeen van u vanmôre moet gaan staan en vir u vra, en nou gaan ek dit nie doen nie, die Heilige Gees doen dit. En ek kom vra vir u en vir my, het jy my lief? Soos wat Jesus vir Petrus gevra het. 3 maal. U en ek sê dat ons vir Jesus lief het. U en ek bely dit. En ek bely dat ons hart aan Jesus behoort, want ons is vinnig om vir mekaar te vertel, op daai en daai datum het ek tot bekering gekom. Net jammer, baie keer bly staan dit maar net daar. Ons vertel dat ons bekeerd is, ons behoort aan 'n kerk. Maar weet jy wat, en hoor nou weer mooi vir my. Hoor nou weer mooi vir my. Die grootste kenmerk, en nou moet ons onsself maar ondersoek, die grootste kenmerk van ware bekering, van ware behoort aan die Here Jesus Christus, is daardie begeerte om sy Bybel te lees en dit te bestudeer, en dit my eie te maak. En daarom moet ons vanmôre maar vir onsself sê, grootste oorsaak van 'n gebrekkige, kragtelose geestelike lewe is 'n gebrekkige omgang met die woord van God. Gebrekkige binnekamer. Wie sy Bybel nie gereeld lees en nie getrou bestudeer nie. En dit nie letterlik sy eie maak nie, gaan geestelik agteruit. Die hele skrif is deur God ingegee. Die hele skrif, Genesis 1 tot Openbaring 22, is deur die Heilige Gees geïnspireer. Sommige wil die Bybel uitmekaar uitskeer. Ander wil sê ons is net Ou Testamenties. Ander wil kom vertel die Bybel is verhale oor God. Ander wil kom vertel dat die verhaal van die Bybel, dat God se verhaal in die Bybel is. Nee, die hele Bybel is God se woord. En nou, vriende, so jammer, ons tyd is alweer om. God gee, en dan eis hy. God gee, en dan eis hy. En nou moet ons vir mekaar vra, nee, ons moet maar hierdie saak vir onsself uitmaak. Staan ek nog op die onderste trappie van die geestelike leer? Staan ek nog op die onderste trappie, of het ek al begin uitstyg? Onthou wat ons vir mekaar ook gesê het, daar by Hebreërs 5. Nie meer melkkos nie, maar vaste kos. Vaste kos, tot daar waar ek kan gaan verkondig. En nou het ons geleer, dat ons geroep word, om te verkondig. Want een wat hoor God se woord. En wanneer hy dit hoor, dan kom gee die Heilige Gees vir hom die genade van die geloof. En wanneer hy die geloof kry en hy kom tot sonde besef, dan kom hy by Jesus, by die kruis van Golgotha, as sy verlosser. As ons hierdie laaste vers met mekaar saam lees, ek het my hande uitgebrei na julle toe, dan sien ek vanmôre my geestes oog God se hande ook uitgestrek na ons toe. So min van ons ken die Bybel. So min van ons maak regtig werk van die Bybel. So min van ons kan oor 'n geestelike saak, 'n geestelike standpunt inneem. So baie van ons ontbreek dit. Die vrymoedigheid, die
Ja, ons kan maklik vir mekaar vertel, ek is kind van God, maar ek staan nog vas by daai punt van bekering. En alles is te wyte daaraan, dat ek versuim om God se woord te ken. En nou moet ons vanmôre maar hand in diep in eie boesem steek. Ons ken nie die Bybel nie, omdat ons dit nalaat. Kom ons sê in die plek van nalaat, omdat dit vir ons te veel moeite is om dit te lees. Om werklik daarmee om te gaan. Ons ken nie die Bybel nie, want ons het nie tyd nie, want dis nie prioriteit vir my nie. Wat op sy beurt weer beteken, ek gee nie regtig om nie. Dis harde woord. Maar u en ek moet dit nou maar vat en moet dit nou maar ons eie gaan maak. Daarom is u en ek weerloos. Dink maar aan Christus toe hy versoek is, hoe het hy Satan geantwoord? Uit die woord uit. Kan u en ek dit doen? Daarom sluit ons met vers 21. Juis hierdie woord, en dis God se genadewoord. Die hele dag het ek my hande uitgesteek na ongehoorsame en hardkoppige volk toe. Nou kry u en ek nog 'n kans. God kom gee vir u en vir my vanmôre nog 'n kans. En daarom mag ons dit nie laat verbygaan nie. Daarom mag ons dit nie laat of agterweë laat nie. Moenie laat dit te laat word oor u en my lewe nie. Kom ons vra vir mekaar. Wat is die plek van God se woord in my lewe vanoggend? En wat gaan ek daaraan doen? Wat gaan ek daaraan doen? Amen. Kom laat ons dank. Broeders, kom ons staan asseblief. Here ons God. As U vanmôre vir ons huis toe stuur, met die vraag in die hart, hierdie opdrag, wat gaan jy dan doen? Dan kan ons maar net kom en maar net bid, leer my Heer, U regte weë, en dit is wat in U woord geskryf staan. Kom gee in my hart daardie lus, daardie begeerte om U woord te ken. Here, dat dit nie meer 'n las sal wees nie, maar 'n lus. Want hoe kan ek eendag my plek aan die feesmaal inneem? As ek die geloofseksamen gedruip het. Hoe kan ek eendag voor U kom staan en hoor, mooi so, goeie getroue diensknegt. Mooi so, goeie getroue diensknegt, waaroor? Oor die niks wat ek gedoen het. Heer, wees vir ons genadig, wees Witrifuur genadig, wees U kerk genadig. Here, dat in hierdie kerk U lig sal skyn oor hierdie vallei. Dat in hierdie kerk van Witrifuur dit bekend sal wees. Hier leef U. Dit is woonplek van die lewende God. Here, as U vanmôre U hande uitbrei oor ons, vergewe ons hardkoppigheid, vergewe ons wederstrewigheid, vergewe ons luiheid, Here, en leer ons om die tyd uit te koop, want dit is so min, om die beste te maak van elke saak, tot U eer alleen. Want, Here, aan U behoort die koninkryk, en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kom ons gee geleentheid, broers, diakens, vir die opneem van die liefdegawes asseblief. En dan gaan ons sluit met gesang 352. Gesang 352.
52, die eerste en ook die 5de vers. Terwyl ons nou wag vir die diakens om die offergawes op te neem, net voordat ons dalk dit vergeet, Wilma het gevra, Wilma, dat almal van ons net vir 'n oomblik sal bly sit na die diens, vir 'n kort oomblikie dan. Ons gaan nou nie ons vergadering hou waartoe die gemeente opgeroep is nie, maar Wilma wil net graag veral met ons susters 'n woordjie praat, maar kom ons wag maar almal. En ons hoor wat sy te sê het. Dankie broeders. Gesang 352, daar die eerste en die 5de vers. Kom ons lees net die 5de. Dank Vader, dank vir u genade. Dis onverdiende guns alleen, beoordeel u na reg my dade. Waar sal ek skuil? Waar vlug ek heen? U spreek my vry om Jesus bloed. Kom ons staan, vers 1 en vers 5 van 352, en dan bly ons staan terwyl ons wag op die seën van die Here. Asseblief. In sy vrede. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan elkeen van u sy vrede gee.